Hoe wonderlik is dit nie om die huis en die naam van die Here te kan wees en dit net te kan groot maak vanoggend nie. Ja, ons is so bevoorreg. Daar's mense wat wegkruip vanoggend, wat vrees vir hulle lewe, net om 'n tydjie te hê soos hierdie vanoggend om hom te aanbid wat vir ons lewe gee. Hy wat besluit het en gesê het, my seun sal vir jou sterf, sodat jy 'n oorvloed kan hê. Maak jou dankbaar hier binnekant. Het maak jou besef hoe nietig en hoe klein ons is, dat so groot God aan my en jou wil dink vanoggend. Jy sit ook vanoggend hier so en jy dink, jy weet, ek het so baie foute gemaak. God weet van elke fout. Maar weet jy wat? Hy het jou so lief dat hy vergewe jou daai fout. Hy kom en hy was dit weg en hy maak jou skoon en hy maak jou rein, sodat jy sy seën kan ontvang, sodat jy 'n geseënde van die Here kan wees. Ek sien nou eers vir die mense daar agter, baie welkom in ons diens, goed om julle te sien. Het is lekker om julle hier te hê by ons, vandag in die huis van die Here. Voordat dit by my uitgaan, ek gaan dit al los van toe onthou, ek ons vas, ek wil gesê het, kom ons drink 'n koppie koffie daarna, maar ons is besig met vas en gebed, so ons sal julle graag op 'n ander tyd wil vat vir koffie, as dit reg is met julle, so, ek sal reël. Ons is besig om te gesels, ons is besig om te preek oor gebed. Ons het gekyk na die gebed van Jabes, ons het gekyk na die gebed van Nehemia. Ons het gesien dat elkeen van hulle het gekom in nederigheid. Elkeen van hulle het gekom en met 'n eerlike en 'n opregte hart voor die Here kom sit. En uit die verhale wat ons gehoor het en uit hulle gebede uit, het ons die versekering gekry dat God het hulle geantwoord. God wil jou gebed ook verantwoord. God wil vir jou gee die begeerte van jou hart. As ons kyk na wat staan op hierdie bord. Jy is kosbaar vir God en ons is bly jy is hier. Jy is kosbaar vir God en daarom sal hy jou wil gee die begeerte van jou hart. Maar dit is partymal ons wat die hindernis is. Dis ons wat die stumbling block is, soos die Engelsman dit sal stel. God is goed, want hy is 'n goeie Vader. En hy wil jou oorvloediglik seën, sodat jy sal spreek met jou mond, en sodat jy sy naam sal groot maak, en sal bely. Ons tydperk van vas en gebed is om die aangesig van die Here te soek. Om nader aan hom te beweeg en die begeertes en die seer kry wat aan ons hart is vir hom te sê, Here, ons weet U kan 'n verskil maak. Ons weet U kan 'n verandering maak. En ek wil vanoggend, en ek gaan met U deel so 'n bietjie later aan wat wys die Here vir my. Die Here wil hê ek en jy moet kom en ons moet intree en ons moet bidders wees. Dis hoekom ons hierso is dit nie? Ons is bidders. 'n Gebedslewe wat nie bestaan nie, is 'n koue lewe. Maar 'n gebedslewe wat in verhouding met God staan, is 'n lewe van selfvertroue. Ek weet, ek dra die oorwinning in my. Want ek weet, as ek tot my Vader spreek, dan beweeg sy hand. Wanneer ek tot my Vader kom in eerlikheid en opregtheid, dan is hy daar en hy luister met graagte. Ons het gesien in die gebed van Jabes. Jabes het gevra vir 'n groter grondgebied. Hy het gevra dat die Here hom sal beskerm en dat die Here hom sal behoed en bewaar van ander onheil. En dis wat ek en jy ook doen. Ons vra die Here. En wanneer ons hom vra, dan het ons vertroue en 'n selfvertroue om te weet hy gaan dit doen. Nehemia aan die ander kant het gebid. En hy het gekom en hy het vir die Here gevra, Here, ek doen sondebelydenis vir my volk. Ek doen eerstens sondebelydenis sodat ons reinig kan wees en skoon kan wees voor U. En sodat U guns dan op ons kan wees. U sien, dit gaan daaroor dat die Here soek 'n rein en 'n regverdige persoon sodat jou gebed kan krag dra. En ons leer uit Nehemia, Nehemia het nie vir homself gebid nie. Nehemia het gebid vir dit wat sy hart seer gemaak het. Ek en jy loop in die straat, ek en jy is in plekke en ons sien dinge wat die hart van God seer maak en ons harte seer maak. En dis waarvoor ons moet kom om te kom bid. Sê, Here, my hart is seer oor kinders wat misbruik word. My hart is seer oor human trafficking wat plaasvind.
Suid-Afrika het so groot deel van dit geword, want ons het toegelaat en ons het die deur oopgemaak dat dit kan inkom in Suid-Afrika, deur middel van ons korrupsie en ons wetteloosheid. Het jy gesien? Daar's chaos wanneer daar wetteloosheid is. My vrou deel met my en sy gesels met my, sy sê die middestad van Johannesburg, gekaapte geboue en alles, het jy gesien, dis wetteloosheid en daar's chaos. Ons het die deur oopgemaak. En ons het 'n verantwoordelikheid as 'n kind van God om op te staan en te begin bid en die deur toe te maak. Ons kan nie net omdraai en sê ons weet daarvan, maar dit pla my nie. Dit maak God se hart seer en dit maak my en jou hart seer. Dit maak God se hart seer wanneer mense in slawerny is. Dit maak God se hart seer wanneer mense vasgevang is in sekere dinge. Nehemia, God het sy gebed verhoor, God het hom guns gegee. Maar hy het God se aangesig gesoek in opregtheid en nederigheid en in eerlikheid. Vanoggend wil ek met jou stil staan by die boek van Daniël en ons gaan kyk in Daniël 9 na die gebed van Daniël. Daniël soek die aangesig van die Here. Hy soek die aangesig van die Here want hy soek wysheid en hy soek insig en hy soek openbaring. Ek en jy het nodig om te bid en vir die Here te vra vir wysheid, insig en openbaring. Weereens gaan ons sien, Nehemia, Daniël doen sondebelydenis. Kom voor God en bely die sondes van die volk. Daniël vat dit een stapie verder. En hy doen dit met volle ooggawe van vas en gebed en smeeking. Hy smeek God. Hy sê God, hierdie is wat op my is, ek smeek U, help my asseblief. Dit was nie 'n kort en 'n oppervlakkige gebed wat Daniël gedoen het nie. Dit was 'n gebed van nederigheid, belydenis om rein te word en voorbidding. Ek wil met julle 'n bietjie deel oor Daniël 3. Oor Daniël. In die eerste gedeelte laat ons net so 'n bietjie agtergrond kry. Ek het vir julle agtergrond gegee oor Nehemia en oor Jabes. Ons leer baie meer oor Daniël. En jy sal onthou dat in verlede jaar het ek 'n hele reeks gepreek oor Daniël en dit wat gebeur het in Daniël. Daniël word in ballingskap weggevoer deur Nebukadneser, die koning van die Babiloniërs. Maar Daniël was spesiaal geweest. En ek wil dit vir jou lees vanoggend uit Daniël 1 vanaf vers 3. Dit sê die volgende: Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, hierdie is Nebukadneser, bevel gegee om uit die kinders van Israel uit die koninklike geslag sowel as uit die edeles te bring. Hy sê ek soek jong manne. Daniël was nie sommer 'n enige mens nie, hy het of uit 'n koninklike agtergrond gekom of hy was uit 'n edele gesinheid. En Nebukadneser sê ek soek hierdie mense, hierdie jong mense. Want as ek hierdie mense kan verander, dan gaan hulle 'n aanwins wees vir my koninkryk. En hy bring hulle in sy paleis en hy sê vir Aspenas, die hofdienaar, sê hy vir hom, hierdie is die mense wat ek soek. Bring hulle, ek gaan hulle my geloof leer, ek gaan wil hê hulle moet van die kosse eet wat die koning eet, ek wil hê dat hulle moet verander word. Met ander woorde, wat hy eintlik sê, kom ons brainwash hierdie mense. Sodat hulle sal glo en sodat hulle ons gode sal aanbid en sodat ek hulle in die koning se paleis kan gebruik daarvoor. Daarom het hy hulle gekies. En in die gedeelte wat ons vanoggend oor praat en alles, wil ek nie hê jy moet net dink dis net Daniël nie. Dis al die jong manne wat saam met Daniël daar was. Sadrag, Mesach en Abednego en nog ander waarvan ons nie weet nie, maar hulle was saam, die jong mense wat gevangenskap geneem is en wat nou is vir Nebukadneser.
Ons lees in Daniël 1 vanaf vers 8 tot 16. En ek wil hierso begin, want dit gee vir ons so 'n bietjie van 'n agtergrond van Daniël en sy vas. Hierdie gedeelte is nie Daniël se vas nie. Hoor wat sê dit, in Daniël 1 vanaf vers 8 tot 16. En Daniël het hom voorgenem om hom nie te veronreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Jy sien, Daniël is groot gemaak onder die boek van die profete, onder die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, en daar was wette en goed wat voorgeskryf was vir hom, oor wat hy mag eet en wat hy nie mag eet nie. En koning Nebukadneser is so slinks, dat hy wil kry, dat hulle moet sy kosse eet, en dan is hulle in rebellie teenoor God. Jy sien, as hulle kan doen, dit wat teenstrydig is met God, is hulle in rebellie, en hy gaan hulle kan oorwen vir hom. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Daniël weet dit. Hy weet dit en hy wil homself nie verontreinig nie. En hy beroep homself op hierdie hofdienaar om te sê, maar ek wil nie van hierdie kos eet nie. Hoor wat sê hy in die volgende gedeelte. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die van die hofdienaar. Omdat God die hart gesien het van Daniël. Ek gaan nie gelykvormig word aan die koning van Babel, van Nebukadneser nie. Het God vir hom goedheid, barmhartigheid en guns gegee, sodat hy dit nie hoef te gedoen het nie. Sien wat gebeur wanneer ons opreg is met God, dan gee hy vir ons guns. Hy gee vir ons goedheid. Hy gee vir ons dit wat vir ons vra, sodat ons nie moet val daarvoor nie. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my heer die koning. Nebukadneser was 'n wrede koning gewees. Hy het jou sommer doodgemaak as hy nie van jou nie. En hy is bang vir Nebukadneser. Hy sê vir hulle, wat julle voedsel en drank vasgestel het, die koning het bepaal dit wat julle gaan eet en dit wat julle gaan drink. Want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai. Hy sê julle gaan vervalle lyk in vergelyking met die ouens van Babel of die jong mense van Babel, en dan gaan ek in onguns by die koning wees. Hy vrees vir sy lewe, dat moontlik gaan dit gebeur dat Nebukadneser hom sal dan doodmaak. Vers 11, maar Daniël het aan die bediende gesê, wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanania, Mishael en Asaria aangestel het. Dis die oorspronklike name. Ek dink ons moet iewers te kyk na hierdie ding. Dit is baie sterend en dit gaan baie sterend op die video wees. Laat hy so maak en laat hy so raas. Hierdie was die name gewees, hulle oorspronklike name in die Joods. Hanania, Misrael en Asaria, wat aangestel is. Later dan sou hulle word Sadrag, Mesach en Abednego. Daniël sê vir hom, stel tog die dienaars 10 dae lank op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet, en water om te drink. Vers 13. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word, handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees. Hy sê, kom ons stel dit op die toets. Kom vir 10 dae lank, laat ek nie eet van die koning se kos nie. Ek wil myself nie verontreinig nie, ek wil myself nie vuil maak nie, ek wil myself nie skuldig laat staan voor God, deurdat ek ongehoorsaam is aan hom nie. Hy sê, en dan oordeel jy vir jouself. Nou as ek aflei van hierdie gedeelte af, het die koning nie eintlik geweet wat hy besig is om te doen. Hierdie is 'n kans wat hy vat, maar omdat God vir Daniël guns gegee het, laat hy dit toe. Vers 14. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lank op die proef gestel.
Met ander woorde, hy sê vir hulle vir 10 dae lank, kom ons probeer dit. En kyk die resultaat na 10 dae. Vers 13, laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns, wat die spys van die koning eet deur u besigtig word. Handel dan met die dienaars soos die bevinding sal wees. Hy het hulle toe geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms verbeter en hulle voller van vlees gelyk, as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. Na 10 dae was daar 'n merkwaardige verskil tussen hierdie jong manne gewees. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. Hy gee vir hulle die groente, hy sê dit is reg. Ek het met my eie oë gesien wat is besig om te gebeur. En hy laat dit toe. Wat leer ek en jy uit hierdie gedeelte en hierdie riglyne vir gebed en vas? Dis waarmee ek wil begin vanoggend. Eerste instansie nederigheid. Daniel het nie net sy eie ding gedoen nie, hy het gaan praat met hierdie hofbeampte en gesê, luister, wil jy dit nie 'n kans gee nie? Hy was nie in rebellie nie, hy het hom onderwerp aan die gesag wat daar was van die hofdienaar en daarmee het hy ingevul. Daniel het homself voor God verootmoedig en hy het erken dat hy is afhanklik van God. Deur middel te sê, ek wil nie hierdie kos eet nie en ek gaan myself nie veronreinig nie, het hy erken dat ek gaan op God staat maak, ek gaan vertrou op God en ek gaan weet wat God vir my gaan doen. Hy het volhard. Ons gaan sien in Daniel 6 vers 10, hy het 3 keer per dag gebid. Nie net eenmaal nie. Hy het 3 keer per dag gebid, 'n ritme van konstante kommunikasie van God. Partymal streel ons gewete en ons bid in die oggend en ek het in die oggend gebid, so ek hoef nie in die aand te bid nie. Maar ons kan leer uit Daniel uit vanoggend, dat jy kan enige tyd in die dag met God tot God bid. Dit hoef nie net 1 keer op 'n dag te wees nie. Hy tot en met 3 keer het hy gegaan en hy het die aangesig van God, wanneer hy voor God gekom het, en wanneer hy aanbid het, het hy erken die afhanklikheid van God. Jy sien, wanneer ek en jy voor God gaan, dan gaan dit nie oor die eie ek nie, dit gaan ek is afhanklik van hom. Ek soek in alle opsigte, soek ek raad, ek soek wysheid, ek soek openbaring van hom af. En ons gaan dit leer uit Daniel uit, dat ek en jy moet bid vir wysheid, vir openbaring en vir kennis van God af. Jy sien, hy het gesoek na leiding. Die vas was dikwels gekoppel aan 'n behoefte aan God se wysheid en openbaring. En wanneer ons gaan kyk, dan gaan ons sien, hy is afhanklik van God vir wysheid en openbaring, want daar's 'n visioen aan hom gegee, en hy verstaan dit nie, en hy soek die aangesig van God, en hy sê vir God, wys vir my. Ons soek die aangesig van God, God, wys vir my, waarheen is ons gemeente op pad, wys vir my, wat moet ons doen, wys vir my, waar kan ons gaan, sodat ons kragtiger en sterker in die naam kan wees. Die volgende punt wat ek en jy gaan leer uit hierdie riglyne uit van hierdie Daniel vas en gebed is gemeenskaplike gebed. Daniel het saam met ander gelowiges gebid. Sadrag, Mesach, Abednego, al die jong mense het saam gebid, saam ingetree, saam die aangesig van God gesoek, want hulle het geweet, hulle het God nodig. Wat wys dat vas en gebed 'n gesamentlike of 'n gemeenskaplike dinamiese dimensie het. Ons moet dit saam doen. Nee, dis okay dat die pastoor vas en bid, hy het nodig om bietjie maar te word, hy het nodig om sy belt so bietjie stywer te kan trek. Daar is meer krag in die geestelike dimensie wanneer ons as 'n familie saam staan en ons begin saam bid. Wanneer ons saam erns maak oor dit van God vir wysheid, vir openbaring. Ons gaan sien dat Daniel die skrif ondersoek en gebid volgens God se beloftes. Ek wil dit vir u lees vanoggend in Daniel 9 vanaf vers 2 tot 4. Hy het gestaan op die beloftes van God. Hy het nie net gevas en gebid nie, maar hy het ook die aangesig van die Here gesoek deur middel van die woord. Het sê in die eerste jaar van sy regering het Daniel in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here
tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem 70 volle jare was. Daniel het gelees en uit die boek van Jeremia het hy geweet, vir 70 jaar gaan ons in ballingskap wees. Dis wat die profeet geprofeteer het, Jeremia, as gevolg van ons sonde. En ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekeninge te wy. Hy weet wat sê God. Hy weet dat, Burger het vanoggend gesê, ek ken die paaie aangaande jou. Wanneer laas het ons gevas en gebid en gesmeek vir jouself? Vir die paaie, Here, wat U vir my het, vir die paaie van hierdie gemeente, vir die paaie van hierdie kerk in hierdie gemeenskap, vir hierdie kerk in die land van Suid-Afrika en die res van die wêreld. Ons is nie net gefokus en gemaak om hier te wees binne in hierdie kerkie. Ons is gemaak om in te tree en te bid vir elke gelowige. Ons is gemaak om te bid reg oor die wêreld. En nie net te fokus op onsself nie. Vers 4. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê: Ag Here, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertiere hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Hoeveel keer het ons nie al die beloftes van God gehoor as hy sê, onderhou my gebooie en dit sal ek vir jou gee. Ons moet hom herinner daaraan. Ons moet hom herinner, Vader, ek staan standvastig en in geregtigheid voor U. Daai belofte wat gespreek het oor my, ek roep dit uit. Ek roep dit uit dat dit tot vervulling sal kom in my lewe. Jy sien, vas en gebed gaan nie daaroor dat ek wil maar word, of ek het nie meer kafeïne in my lewe nodig nie. Dit gaan daaroor dat ek God se aangesig soek in nederigheid en afhanklikheid van hom af. Daar is potensiale uitdagings wanneer ek en jy in vas en gebed gaan. Moenie dink omdat jy in vas en gebed ingaan, dit gaan net so maklik nie. Die tweede, die derde dag dan begin jy al kort van draad raak, want daar's sekere dinge wat besig is om te onttrek uit jou lyf uit. Daar's sekere dinge wat gebeur, wat vir jou dalk 'n kopseer gee of wat ook al. Dis dinge wat besig is, wat weggaan van jou af. So dit is nie altyd maklik nie. Daar is fisiese ongemak wanneer jy vas en bid. So as jy dit ervaar op hierdie stadium, wil ek vir jou sê, dis normaal. Dis normaal, moenie moed opgee en sê, nee, maar hierdie is nie vir my nie, want ek voel nie vandag so lekker nie. Ons volgende uitdaging is geestelike afleiding. Sonder 'n duidelike gebedsfokus kan die vas net 'n dieet word. Ek vas van 6 tot 6 en ek eet niks en ek drink niks. En na 'n week, my jeans pas my weer. Jou hele motief vir vas was verkeerd en dit het nie die aangesig of die hart van God geraak nie. Sien, dit gaan gepaard met gebed, dit gaan gepaard met die skriflesing waarmee dit saamgaan. Wat is ons motief? Moet dit wees as ek en jy vas en bid? Die doel moet altyd wees om God te soek, nie vir gesondheid of vir gewig verlies nie. Dit is die riglyne vir my en vir jou vir hierdie vas. En miskien vanoggend, terwyl jy hier so sit en terwyl jy ernstig is oor hierdie vas, dan besef jy, maar hier's iets besig om te gebeur in my liggaam. Dit is nie vreemd nie. Dit is alles deel van wat moet gebeur. Ek wil na Daniël 6 toe gaan, vers 11 en 12. Daar word 'n proklamasie uitgebring en daar word gesê, enige iemand wat bid, sal doodgemaak word. Enige een wat bid, sal in die vuuroond gegooi word. Daniël staar die dood in die oë, maar hy hou nie op bid nie. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, jy mag nie voor 'n ander God bid nie, jy moet bid voor die beeld van Nebukadneser. Wanneer die musiek speel, moet jy hom aanbid. Indien jy dit nie doen nie, dan sal jy doodgemaak word. En hierdie het hy geweet.
het hy in sy huis ingegaan en hy sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. Daai tyd het hulle vensters oopgemaak in die rigting van Jerusalem en hulle het gebid tot Jerusalem want God het hulle besoek in die tempel en hulle het geglo dit is daar waar God is. Hy gaan nie in sy kamer en trek die gordyne toe en sit die ligte af en begin bid nie. Hy gooi dit oop sodat almal kan sien wie is die God wat hy aanbid. Sodat almal kan weet hierdie magtige God is saam met my man. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer oor deur 'n vuurhoond, ek sal geen onheil vrees nie want God is met my. En hy het dit 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lof uitspreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Al het die dood gedreig, het hy nie aangepas nie. Al was daar dinge wat nie vir hom lekker was nie, al was daar dinge wat gemaak het dat hy in die moeilikheid kon was, het hy nie gesê, nou gee ek op my gebedslewe, of nou verander ek my gebedslewe, ek sal net bid wanneer dit donker is, wanneer die koning en almal slaap, dan sal ek roep tot God nie. Hy sê, ek gaan voort net soos wat ek is. God verwag dat ek en jy ongeval, ons omstandighede sal voortgaan om sy aangesig te soek, om hom te loof en te prys en hom te eer. Dan sê hy in vers 12, daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het 'n lokval vir hom gestel, want hulle wou ontslaag geraak het van Daniël, want God het 'n plan gehad vir Daniël. Jy sien, die vyand wil nie hê jy moet bid nie, want God het 'n plan vir jou, maar hy wil hê daai plan van moenie tot werking kom tot jou nie. Hy wil nie hê dit moet tot vervulling kom nie. Hy wil nie hê daar moet iets gebeur nie, daarom sal hy poog om jou gebedslewe stil te maak en te sorg dat jy nie meer bid nie. Omstandighede en situasies bepaal nie wanneer jy bid nie. Party mense wil net bid as dit moeilik is. Dan wil hulle vir die Here uit die hangkas uithaal en dan moet hy soos 'n genie 'n stok waai en alles moet goed gaan vir hulle. Dit werk nie so nie. God soek elke dag jou stem en elke dag soek hy gebed van jou af. Wanneer Daniël begin bid het, dan sien ons dat Daniël was toegewy aan reinheid. Daniël het geweier om verontreinig te word met die koning se kos. Hy het geweier dat die omstandighede wat hom probeer verander, nie 'n invloed in sy lewe hê nie. Hy was bereid om self die dood in die oor te staar, om rein te wees en afgesonderd vir God te kan lewe. Ons word geroep om geestelike reinheid te kies bo die wêreld se gemak. God roep vir my en vir jou, vergeet van die wêreld, plaas my eerste. Vergeet van my needs en die needs van ander mense en plaas my eerste en ek sal vir jou gee. Reinheid is die fundament van krag en gebed. Om eerlik en opreg voor God te staan. Daniël het volhard, soos wat ons gelees het in Daniël 6 vers 10. Hy het 3 keer 'n dag gebid, selfs toe sy lewe in gevaar was. Sy gebed was konsekwent, nederig en vol vertroue. Sien ek en jy as 'n kind van God, God soek bidders, moet begin om 'n ritme te ontwikkel van 'n gebedslewe en dit moenie gebreek word deur my en jou omstandighede nie. Iemand het eendag gesê, maar partymal voel ek nie lus om te bid nie. Weet jy wat, dis wanneer jy nie lus voel om te bid nie, wat jou gebed krag het. Want die duiwel wil jou stil maak. Moenie bid nie. Ag nee, wat jy is moeg. Ag nee, wat daar's iets belangriker om te doen. Luister, hy keer vir daai gebed wat soveel krag het, laat dit nie moet opgaan na God toe nie. Gebed is nie 'n opsie nie. Dit is asem vir die siel. Ons kyk na Daniël 9 vers 17 en 20. Ons God luister tog na die gebed van die dienaar en sy smeking. Daniël sê, hy sê, Here, asseblief luister na my gebed, sien my smeking, terwille van u self, word tog weer goedgesind teenoor u verwoeste tempel, Here.
En dan gee hy vir ons 'n waardevolle les. Ek het aangehou om te bid en my volk se sonde te bely. Ek het gepleit by die Here my God ter wille van sy heilige tempel. Elke keer as Daniël gekom het, het hy sondebelydenis gedoen. Elke keer as Daniël gekom het en dan hy die sonde bely wat veroorsaak het dat hulle in ballingskap. Ek en jy is partymal in die woestyn as gevolg van sonde, maar ons wil is so trots, ons wil dit nie bely nie. Ons sal liewerste vashou daaraan en sterf van dors en honger in die woestyn, as om dit vir die Here te gee en rus te vind by hom. Daniël begin in nederigheid met sy gebed. Nie arrogant nie. Hy sê ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen. Hy praat in die meervoud. Hy sê nie ek het gesondig nie, hy sê ons het gesondig. Ons het verkeerd gedoen. Hy praat namens die jong manne van die Israeliete en hy sê dis ons het verkeerd gedoen. Dis ons eie skuld dat ons in ballingskap was. Ons wou nie luister na die woord van God nie. Ons wou nie luister wat die profete vir ons gesê het nie. Alhoewel hy dit erken, roep hy tog na die barmhartigheid van God. Dit wys vir ons dat gebed gaan nie oor ons tekortkome nie, maar oor God se grootheid. Ons moet altyd hom erken. Dis waaroor ons lofprysing en aanbidding gaan, oor die grootheid van God. Ons begin om hom te eer, om hom te loof en om hom te prys, want hy is waardig om dit alles te ontvang. Ware gebed begin wanneer ons die knie buig en ons harte oopmaak. Terwyl ek besig is om hierdie woord voor te berei, sit ek in die kantoortjie daar onder die studente wat hier besig was. En die Here wys vir my die volgende. Wanneer jy instap by ons deur, is ons kerk mooi. En hy lyk mooi. En die atmosfeer is mooi. Maar wanneer ek en jy uitstap, en wanneer ek en jy kyk na die kerk, dan sien ons die vervallenheid wat daar so is in die kerk. Ons sien daar waar reparasies gedoen moet word, en ons sien dat dit smelt in met die omgewing hierson. So gaan dit met ons geestelike lewe. Wanneer ons by mekaar kom, en wanneer ons saam is, dan is alles mooi en goed. Ons praat die regte woorde, ons klap die regte hande, ons is besig om te spreek in tale en wat ook al. Maar wanneer ons uitgaan in die wêreld, dan is ons net so vervalle soos die wêreld. En die Here praat met my, en die Here is hard met my. Jy kyk na die wêreld, en jy keer goed. Rasisme. As 'n kind van God. Jy is daar in die wêreld en jy praat soos wat hulle praat. Ek en jy keer goed. Homoseksualiteit. Dit wat teenstrydig is met God, ons praat nie daaroor nie, want ons is bang vir haatspraak. Ons praat nie daaroor nie, want dit is verkeerd in die oë van die Here, maar ons raak verval soos die wêreld daar buitekant. Ons sit met 'n begeerte vir 'n ander man se vrou of 'n ander vrou se man in ons gemeente. Ons het dalk buiteegtelike verhoudings en ons keer dit goed. Ons is besig om oneenigheid dalk te bring en ons keer dit goed. Ons is besig om te skinder en ons keer dit goed. Ons is besig om dalk groepies te vorm en klieks te vorm in 'n kerk en ons keer dit goed. Weet jy wat, God kan nie hierdie gemeente seën as ons dit doen nie. Ons kan nie gelykvormig wees die res van die week met die wêreld daar buitekant en op 'n Sondag wil ons sê, Here seën ons nie. Wanneer laas het ons begin opstaan daarteen? Weet jy wat, ons het die deur oopgemaak vir dit. Ek het Woensdag, Donderdag aand met die voorsangers gepraat, nooit weer in my lewe wil ek hê enige iemand moet 'n rassistiese aanmerking voor my maak, of enigiets anders of neerkraak, of iemand die wil ek gaan vir jou aanvat. Ek kan dit nie goedkeur nie, dit is verkeerd in die oë van die Here. Hoor mooi, partymal is dit moeilik en partymal is dit hard. Maar dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor God. En dit gaan oor die guns en die seën van die Here. Daarom moet ek opstaan, anders dit gaan ek 'n kompromie met die wêreld aan, en ek keer goed dit wat die wêreld doen, en ek sê dis oukei.
God vra nie vir my of dit oukei is nie. Hy sê, jy's 'n bidder, bid daarteen. Begin om op te staan, begin om het te ontbloot, begin om die deure toe te maak wat ons oopgemaak het as gevolg van laksheid en as gevolg daarvan, ek wil niemand offend nie. As ek niemand wil offend nie, moet ek nie die evangelie verkondig nie, want die evangelie praat regheid. Hy sê sonde is sonde en sonde gemaak dat jy in die hel beland. Geen omkeer nie. Dis wat hy sê. God werk nie met trots nie. Hy werk met nederige harte wat sy genade soek. Daniel het ingetree, Nehemia het ingetree, gebid vir die volk. Wanneer laas het ons begin bid vir dit wat verkeerd is in Suid-Afrika, wat verkeerd is in Randfontein, wat verkeerd is in ons families? Wanneer laas? Wanneer laas het ons vas en gebed uitgeroep en sê, Here, hierdie dinge laat ek nie meer toe nie. Ons kan nie langer sit en toelaat dat ons lyk soos die wêreld nie. Jesus het gesterf vir jou. Hy het aan my kruis die pyn en die lyding gedra, hy het gebloei vir jou, hy is gebreek vir jou. Hoekom wil ons dan die kompromie met die wêreld nog aangaan? En sê, ek gaan nie praat daar buitekant daaroor nie. Ek gee nie om wie hierdie video kyk nie, ek gee nie om waar op YouTube wil om gaan kyk vandag nie. Maar God het vir my gesê, ons moet 'n standpunt inneem, en ek sal 'n standpunt inneem. En dis wat ek gaan doen. Ek sal nie toelaat, langer laat die vyand roof en steel nie. Ek sal nie toelaat, verder om weg te kyk van dit af, en te sê, dis maar oukei, dit pla my nie. Dit pla my nie, dit pla die dominee en dit pla die pastoor, want hulle moet die evangelie verkondig. Pas op dat jy dit nie dalk maak hemel toe nie. Want jy het 'n verantwoordelikheid om die evangelie ook te verkondig. Wanneer ek en jy bid, moet ons altyd onthou, God is regverdig, maar hy is ook vol liefde en vergifnis. Here, ontbloot hulle harte, sodat hulle sal besef dit wat hulle doen is verkeerd. Ontbloot hulle Vader, sodat hulle tot inkeer en tot bekering kan kom. Ons bid nie en ons sê, Nehemia het dit gesê, hy sê, ek bid nie dat hulle gestraf moet word nie, ek bid nie dat hulle moet hel toe gaan nie, ek bid dat hulle tot inkeer sal kom en sal besef die genade en die liefde van God en die verandering wat hy kan maak vir 'n sondaar. Ons gaan na Daniël 10 vers 2 tot 3. Daniël het die visioen gekry. In hoofstuk 9 het Gabriël aan hom verskyn en vir hom gesê, hy moet nie moed opgee nie. Hy is nou in hoofstuk 10, vanaf vers 2 tot 3. In daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getree. Dis waar die Daniël vas inkom. Vir 3 weke het hy gerou en gevas en gebid, want hy het gesoek die openbaringskennis en hy het gesoek die wysheid van God af. Smaaklike spyse het ek nie geëet nie, en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie, en ek het myself glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. Hy het homself nie gereinig nie. Vir 3 weke lang sit hy in sak en as, en hy is besig om die aangesig van die Here te soek, vir openbaringskennis en vir wysheid, vir dit wat die volk voorlê, vir die volk voorlê. Wanneer ons kyk na Daniël 10 vers 12 tot 13, toe sê hy vir my, Gabriël, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van God te verhoormoedig, is jou woorde gehoor. Hoor wat sê hy vanoggend vir my, die eerste dag van jou vas het ek al jou gebed gehoor. Die eerste dag toe jy uitroep met smeking en met nederigheid en met eerlikheid in jou hart, het ek al reeds jou gebed verhoor. En om jou woorde het ek gekom. Dis Gabriël, hy bring die wysheid en hy bring die kennis vir Daniël. Moenie dink om na die eerste dag
jou gebed opgegaan het en die volgende dag is hy nie beantwoord nie, dat God het jou nie gehoor nie. God het jou gehoor. Daar was dinge wat gebeur het. Gabriel het gesê, hy het gesê, ek het 'n stryd gehad teen die prins van Perse om deur te kom, om vir jou die boodskap te bring. God hoor, as ek en jy uitroep. God hoor ons gebed, ons moet volhard in gebed en nie moed opgee nie. Ons moet nie sê, ag, ek het gebid en nou los ek dit gaan nie so wees of wat ook al nie. God wil sien of jy getrou is en of jy staan op sy woord en of jy dat jy hom gaan bly soek. Ek wil vanoggend afsluit en ek wil jou herinner van wat ons kan leer uit Daniel. Daniel se gebed roep vir my en jou op dat ons moet ernstig begin bid. Daar is nie tyd vir speletjies nie. Daar is nie tyd vir kompromieë nie. Daar is nie tyd om meer te sê maar nee. En nie net vandag te bid nie, maar gebede wat die hemel raak. Daniel se gebed het tot in die ore van God gegaan. 'n gebed wat regverdig is, 'n gebed wat rein is, 'n gebed wat opreg met die hart is, het vir God bereik. Sulke gebede wat die hemele raak, het 3 dinge nodig om dit seker te maak dat dit kragtig is. Eerstens, ons moet ons sondes bely. Ons moet begin optree en begin bid oor dit wat ons weet wat verkeerd is en ons draai ons gesig weg van dit af. Ons moet begin bid oor hierdie verslawings wat daar so is. Hierdie groot hoeveelheid dwelmsverslawings wat daar so is. Ag, dis nie my probleem nie, dis daai kind se probleem of daai kind se ouers se probleem. Die deur is oopgemaak, die kerk het die mag en die autoriteit om die deur toe te maak. Dan sal dinge verander. Laat ons God se genade soek. Laat ons intree vir ons land, ons stad, ons familie en dit wat God op jou hart lê om voor te bid. Voorbidding verander. Daniel het voorbidding gedoen, verander. Wanneer ons dit doen, sal die Here sy aangesig oor ons laat skyn. Hy sal sy genade oor my en jou uitstort. Sy goedheid en sy guns sal saam met ons wees. En ons sal 'n verandering sien. Jy kan kies vanoggend, los ons Randfontein soos wat hy is, of begin ons bid om 'n verandering te maak. Hierdie gemeente moet kies, ek kies om 'n verandering te maak. En dit is wat ek sal doen, gee nie om die gevolge wat daar so is nie. Maar ek kan nie meer my wegdraai en my oë wegdraai van dit wat verkeerd is, en ek wil nie daarteenoor bid nie. Suid-Afrika, hoor my hart wat ek vir jou sê vanoggend, het hom altyd daarop geroem dat hierdie is deel van God se nasie. Maar ons is so verdraaid geraak in alles wat ons doen. Dinge gebeur en God kan ons nie meer seën nie. Mense vra vir my, pastoor, hoekom hou jy nie geloftedag vieringe nie? Hoekom is jou kerk nie oop vir geloftedag nie? Hoekom is jy nie op 'n Sondagoggend in die kerk nie? Wat van die gelofte wat God met jou gemaak het? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel. Wat van dit? Ek kan nie meer stil bly daaroor nie en jy moet my vergewe. Maar dis tyd dat ons reguit praat. Is tyd dat ons in opstand kom teen dit wat verkeerd is en ons begin bid daarteen, soos wat die Israeliete, wat Daniel hulle gedoen het, wat Nehemia hulle gedoen het, en hulle het ingetree om te begin bid daarteen. Wat wil ek vanoggend by jou los? God soek nie volmaakte mense nie. Hy soek biddende mense. Hy soek mense wat afhanklik is van hom. Mense wat weet omstandighede kan hulle nie verander nie, maar wanneer ek tot my God bid, dan kan my God my gebed verander. Hy soek mense soos Daniel, dat ons dit nie sal buig en bid, en sien hoe ons land, ons stad, ons familie herstel word. Hy roep jou vanoggend op, volhard in jou gebed. Volhard en moenie opgee nie. Volhard en bly staan. Want my God
sal deurkom, elke keer vir ons. Daai eerste keer toe ons begin bid, het hy al ons gebed gehoor. Op 'n ligte noot, vir al die kinders wat daar agter sit, groente is goed vir jou. Groente en water. Vergeet van Coke en Raspberry. Vergeet net van vleis en McDonald's. Groente is goed vir jou. Daniel, hulle het nie ouer geword nie. As jy nie wil ouer word nie, eet groente. Kom ons maak erns met gebed. Jy het dalk gedink en jy het dalk vir jouself gesê, jy weet, hierdie tydperk van vas en gebed is vir die pastoor en sy kerkraad. Is nie vir die pastoor en sy kerkraad nie, is vir elkeen van ons. Dat ons sal terugkom op die punt en waar ons sal bely dit wat verkeerd is en wat ons toegelaat het om verkeerd te wees, want ons praat nie daaroor nie. Ons draai ons gesig net weg van dit af. Jy gaan eendag verantwoording doen. En ek gaan verantwoording doen. En niemand gaan namens my kan praat nie, en niemand gaan namens jou kan praat nie. En jy gaan vir God moet sê, nee Here, dit het my nie geplan nie en ek het nie ge-worry daaroor nie. Dan sê die skrif, as jy weet wat is verkeerd en jy keer dit goed, is jy net so skuldig daaraan. Kom ons maak iets goed. Hemelse Vader, U is besig om ons dieper en dieper te vat. En ons smag daarna, dieper en meer van U hartklop te hoor. En ek bid, in hierdie tydperk van ons vas, wysheid, kennis en openbaring. Sodat ons kan weet, sodat ons kan onderskei, sodat ons vorentoe kan gaan en kan weet, U is met ons. Here, dat ons nie net ons eie kop sal volg nie, dat ons nie net ons eie gedagtes en ons eie dinge wil doen nie, maar die planne wat U al reeds vir ons het, dat ons sal wandel volgens U wil en dit sal tot vervulling kom. Elkeen wat hier sit is kosbaar vir U. Elkeen wat hier sit, Here, wil U seën. Elkeen wat hier sit, U wil U gesig na hulle toe draai, sodat U goedheid en U guns saam met hulle kan wees. Om dit te ontvang, Vader, wat ons 'n biddende gemeente wees. Dat ons 'n gemeente wees wat gesamentlik op ons knieë neergaan, Vader, en bid en vra, Vader, help ons om hierdie dinge in die oë te kyk en te weet wat om te doen. Maak U vir ons die deure oop, Vader, sodat ons sal uitgesproke wees vir die evangelie van God. Dit is nie genoeg, Vader, dat ons kan sê, mense kan maar doodgaan en hel toe gaan, en ek gee nie om daaroor nie. Ek is 'n ambassadeur van God, en my mandaat is gaan en verkondig die evangelie, en red siele, sodat hulle die ewige lewe kan hê, sodat ek my kroon kan ontvang, wanneer ek die wedloop voltooi. Ek eer en ek prys U vir dit wat U gaan doen. Ek eer en ek prys U, Vader, want ek weet U hoor ons gebede van die begin af. U weet wat is ons hart en U weet wat maak ons hart seer. En ons weet, U gaan vir ons die uitkom gee. Daarom loof en prys ek U vanoggend. En ek dank U vir hierdie wat ek kan bid oor die gebede wat in die Bybel is, Here. Want is geplaas in die Bybel sodat ons sal leer, sodat ons ons eie sal maak en sodat ons verryk sal word met ons lewe in U. Laat hierdie woord op vrugbare grond val. Laat daar 'n vele groot oes wees en saad, Vader, wat sal voorspruit uit dit wat ons gehoor het. Ek vra dit in Jesus naam. Heilige Gees, U is die naprediker. En ek dank U vir dit wat U gaan doen. In Jesus naam. Amen.